Goeiedag familie en vriende, baie welkom by ons aanlyn diens vandag. Ek wil graag vir julle net 'n stukkie uit die liedjie Trust in You lees wat die volgende sê: When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. En in hierdie moeilike tyd wil ek julle almal net bemoedig dat ons volkome op die Here moet vertrou, net soos ons in sport 'n afrigter het wat ons die plan gee sodat ons dit kan volg om ons doelwitte te bereik, net soos ons byvoorbeeld 'n chef volg wat vir ons 'n sekere resep gee sodat ons by die finale produk kan kom. Net so wil ons vertroue in hierdie moeilike tyd volkome in die Here plaas. So mag julle bemoedig wees, vriende. En dan ook volgende Sondag die 14de gaan ons begin met in-persoon dienste. So ons wil graag julle almal uitnooi. Ons kan 50 mense akkommodeer binne in die gebou en dan gaan ons ook voorsiening maak vir 100 mense buite op die grasberg. Daar gaan stoele uitgesit word, daar gaan klank wees. So ons sien uit om julle volgende week te sien.
Vriende, ons is in week 4 van ons preekreeks Leef lig en vry. En ons word herinner te midde van hierdie coronavirus pandemie dat die lewe is onvoorspelbaar, die lewe is onseker, en dis nie iets niets vir ons nie. Ons het net so 'n bietjie daarvan vergeet. In Jakobus se brief herinner hy ons daaraan hoe ons allerlei planne maak en sê ons gaan môre dit doen en volgende week dit en volgende jaar dit en ons eintlik nie eens weet wat die dag van môre bring nie. En ons is besig om te kyk na gedeeltes uit Exodus, gedeeltes uit hierdie weergawe waar die Israeliete deur die woestyn gaan en hoe God hierdie Israeliete uit Egipte lei deur die woestyn. En ek is besig om 'n boek te lees van John Mark Comer, The Ruthless Elimination of Hurry. En hoe ons lewe moet as te ware ontjaag, onthaas, unhurry our lives. En as ons na Jesus se lewe kyk, dan sien ons net so presies dieselfde. En in John Mark se kommentaar en 'n klein boekie wat hy ook geskryf het oor hierdie hele Exodus geleentheid, hierdie hele Exodus weergawe storie, lig hy ook 'n klomp lesse uit en 'n klomp uitnodigings wat God gegee het aan die Israeliete. En weet, hierdie is nie net vir hulle nie, maar ons vind onsself in die middel, hierso in die 21ste eeu, in die middel van hierdie pandemie, en hierdie lesse wat hulle moes leer, is ook so van toepassing op dit wat ek en jy kan leer, sodat ons kan lig en vry leef. En hierdie uitnodigings wat ons hier kan identifiseer, wat God gee vir die Israeliete, wanneer hy hulle uitlei uit Egipte uit, is daar uitnodigings wat hy vir hulle gee, en hierdie uitnodigings is niks nuut nie, en dis nie uitnodigings wat net op toepassing is van die volk Israel in daardie tyd nie, maar wanneer ons God se woord lees, en wanneer ons verstaan wat dit beteken om Jesus te volg, dan is die uitnodigings nog presies dieselfde. En die eerste een is om in God se teenwoordigheid te wees, om sy teenwoordigheid na te jaag, te soek, kan ons die woord gebruik, om uit te kamp in God se teenwoordigheid, en om hom te vertrou, om ons te lei en ons te rig, spesifiek deur alle tye van onsekerheid en wanneer dinge de mekaar is, maar spesifiek dan nou in hierdie tyd. En verlede week het ons daaraan geraak, hoe God se teenwoordigheid belangrik is, en hoe ons God vertrou, en dis iets wat derentyd by ons bly. En dan vandag wil ek aanraak, hoe God begin het om hierdie Israeliete te leer en te toets. Hulle het deur 'n proses gegaan, hoe God hulle geleer het, en hulle getoets het, hulle gevorm het, hulle gemaak het, hulle geshape en gemold het, in mense wat reg is vir dit wat voor lê in die toekoms, dit wat reg is vir die volgende hoofstuk as te ware. Ons het gesien daai kort reis uit Egipte uit tot die beloofde land is eintlik 'n kort reis gewees, en dit kon hulle dalk 11 dae vat. En hulle het gedink hulle is reg, maar God het hulle half amper op 'n ompad gevat, en God het hulle langer gevat deur die woestyn, en op die einde van die dag deur hulle eie keuses en besluite en dinge, eindig dit op as 'n 40 jaar reis. Maar gedurende hierdie tydperk is God ook daar besig om hulle te leer dat hulle sy teenwoordigheid sal najaag, dat hy hulle geskape het vir sy teenwoordigheid, vir verhouding, dat hulle hom sal vertrou, maar dat hy hulle ook toets, en dat hy hulle leer, en dat hy hulle vorm en maak, dat hulle sy mense sal wees, heilig, afgesonder. En dan in die weke wat voor lê ook, gaan ons ook praat hoe om elke dag te lewe in dankbaarheid. Kom ons lewe dan een dag op 'n slag in volle dankbaarheid. En ek wil vir ons lees hier uit Exodus 19 uit. Exodus 19 vers 4 en 5, en dan vers 8, en dan fast forward ons tot by hoofstuk 32. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Exodus 19 vers 4 en 5. Julle het gesien wat ek met die Egiptenaars gemaak het, toe ek hulle as te ware op die vlerke van 'n arend Kom ek begin voor, jammer. Julle het gesien wat ek met die Egiptenaars gemaak het, en hoe ek julle, God sê vir die Israeliete, God praat hier, hy praat deur Moses, en hy gaan sê vir die Israeliete, julle het gesien wat ek met die Egiptenare gemaak het, maar julle het ook gesien hoe ek vir julle God, vir julle die volk Israel gevat het, en as te ware op die vlerk van 'n arend opgelig het, en hier na my toe gedra het. God, daar's die verhouding, daar's die teenwoordigheid. God sê, ek bring julle na my toe. Vers 5,
As julle regtig gehoorsaam is aan my en vashou aan my verbond met julle, sal julle my persoonlike volk wees tussen al die nasies van die wêreld. Die hele wêreld behoort aan my, maar julle sal in besonder 'n nasie wees wat aan my toegewy is. En dan vers 8. Die volk het toe soos uit een mond vir Moses gesê, ons sal alles doen wat die Here vir ons gesê het. Moses het aan die Here gaan rapporteer hoe die volk op sy opdrag gereageer het. En so God kom en hy toets en hy leer Israel soos wat hy hulle lei deur die woestyn. Hy was besig om hulle te vorm en te maak en mense wat reg is vir die volgende hoofstuk. In Eksodus 19 lees ons dan nou hier hoe die Israeliete baie ywerig en begeerig is om te sê, ons sal doen alles wat die Here vra. Ja, onthou die Here het ook gesê, jy mag geen ander God naas my hê nie, jy mag geen ander afgode vir jouself maak nie. En dan gaan ons vorentoe en ons kom by hoofstuk 32 uit. En in hoofstuk 32 lees ons die volgende, die eerste vers. Toe die volk sien dat Moses lank wegbly en nie van die berg afkom nie, het hulle na Aaron toe gegaan. Hulle het vir hom gesê, maak vir ons 'n God wat ons kan lei. Ons weet nie wat van hierdie man Moses geword het, wat ons uit Egipte uit weggelei het nie. En hier in hoofstuk 32 sien ons, Moses is op die berg, hy is in God se teenwoordigheid, van aangesig tot aangesig met God, is hulle in verhouding, en God is besig om met Moses te praat, en hy is besig om vir Moses opdrag en leiding te gee, hoe hy met die volk Israel deur Moses gaan praat, en dan lees ons hier, Moses vat 'n lang tydjie, Moses het lang weggebly, en kan ek net ons aandag bring op daai frase, Moses het lang weggebly, en nie vinnig genoeg van die berg afgekom nie, met ander woorde, die Israeliete was moeg om te wag. En hulle het lang deur die woestyn geloop op die einde van die dag, 40 jaar, voordat hulle in die beloofde land ingegaan het. Hulle moes wag, met ander woorde, vir 40 jaar. 40 jaar vir hierdie belofte wat God vir hulle gegee het in Eksodus 6, vers 6 tot 8, daar heel aan die begin, toe God sê, ek gaan julle uit Egipte uitlei, en ek is die God van julle voorvaders, en hierdie belofte wat ek aan julle voorvaders gegee het, en ek gaan julle vat na hierdie land toe, en hulle is opgewonde en hulle gaan saam, maar op die einde van die dag moes hulle wag om daar uit te kom, en dit het 'n 40 jaar wag gevat, en in Josua 5 lees ons dat al die mans wat in die ouderdom van soldate was, jy weet, toe hulle, die ouderdom van militêre mag was, toe hulle uit Egipte gegaan het, al daai mans het gesterf in die woestyn as gevolg van ongehoorsaamheid, en God het nuwe seuns opgerig om die land in besit te neem. Nou is die vraag, raak jy ooit moeg om te wag? As jy daar moet staan in die lyn by die supermark, Hoekom maak dit jou, jy kan sê, ek kan dit nie hanteer nie, nou moet ons alweer in hierdie ry staan, die verkeer, ja, selfs in Langebaan, miskien bly jy op 'n ander plek in die wêreld, miskien bly jy in 'n stad en jy sê, wat, het julle verkeer in Langebaan? Ja, jy moet net sien hoe hierdie verkeer in Langebaan gegroei het oor die laaste 5 jaar, hoekom maak die verkeer ons so geïrriteerd? Hoekom raak ons so omgekrap om te wag? Ek is bly jy vra daai vraag, want dit is so 'n belangrike vraag. Want jy sien, om te wag is hard. Dit is moeilik. Wel, ten minste vir my. En ek dink daar's vir baie ander mense ook. Want ons leef in 'n gefalle wêreld. Geleef in die feit dat ons in 'n gefalle wêreld leef, maak die lewe hard. Ons het nog nie die volle vrug ontvang van hierdie curse, hierdie vloek wat gelig word nie. In Openbaring 22 vers 3 lees ons dan daar, dat glad nie meer sal die vloek daar wees nie. Die vloek is gelig, die vloek word omgekeer. Ja, Jesus het betaal aan die kruis, en deur sy opstanding uit die dood, is daai vloek verwyder, maar die volheid daarvan, die vrug daarvan, die smaak daarvan, die effek, om in sy volle uitwerking te kom. Ons is nog nie daar nie. Ek en jy is nog nie by Openbaring 22 vers 3 nie. En daar is geen meer vloek nie. Ons is nog nie daar nie, maar ons weet dis 'n voldonge feit. Openbaring 22 vers 3.
Maar nou leef ons in 'n gevalle wêreld en is moeilik en is swaar. En jy sien ons grootste probleem met wag word binne in onsself gekry. En dit was die probleem in die Israeliete. Ons sien dit hierso in hoofstuk 32, ons sien dit reg deur Eksodus. Die probleem was nie met God nie, die probleem was nie met die omgewing nie, die probleem was nie met Moses wat nie vinnig genoeg of nie vinnig genoeg af van die berg afgekom het nie. Nee, die probleem was hardnekkige mense, hardkoppige mense wat vergeetachtig was. Dit was die probleem waarvan ons lees. Die probleem is binne ons en nie buite ons nie. So laat ek ons aandag bring by 'n paar dinge rondom wag. 'n Paar dinge wat ek dink ons het nodig om te leer om te wag. En ons het nodig om ons wag te gebruik, om daai oomblik en seisoen van wag te gebruik en dit nie verlore te laat gaan nie. Partykeer dink ons dat wag is net hierdie onnodige interruption, jy weet, is net hierdie ding wat in ons lewe inkom en is so onnodig en dit gooi alles de mekaar, maar wat van as wag 'n geleentheid is vir my en jou? Wel, daar is ten minste 3 dinge wat maak dat wag moeilik is vir ons. En ek wil graag hê ons moet net bewus wees van hierdie 3 dinge. En ons moet bid en gaan vra, Heilige Gees, wys vir my, ondersoek my, soos Dawid gebid en gesê het, Here, ondersoek my, deurgrond my, en wys vir my, watter van hierdie 3 dinge, of dalk al 3 dinge, of hoe ek sukkel met hierdie 3 dinge in my eie hart, want hierdie 3 dinge is goed wat in ons hart is, en dit maak ook spesifiek wag moeilik. En die heel eerste een is betekenis. Wanneer ons wag, dan blyk dinge so betekenisloos, sinneloos. Wag is vir ons sinneloos. Want onthou, daar's altyd iets aan die einde van die wag. Ons wag vir iets, daar's 'n einde. Daar's 'n einde. Ons is so behep en besorg oor die uitkoms. Ons moet iets bereik, ons jaag na iets na, ons moet dit bereik. Daar's iets daarna wat ons najaag. Ons is nie altyd so ingestel rondom die proses nie. Ons gee nie werklik om oor die proses nie, vergeet die proses, ek wil net die resultaat hê, Ons is resultaatgeoriënteerde mense wat in 'n resultaatgedrewe wêreld bly. Ek wil my vingers klap, ek wil die knoppie kan druk, ons bly in 'n mikrogolf gemeenskap. Ek is hier en ek moet hier uitkom. En hoe vinniger ek van hier tot hier kom en hoe vinniger ek die resultaat kan kry, hoe beter is ek. Hoe beter is dit vir my. Resultaatgeoriënteerde mense in 'n resultaatgedrewe wêreld. En wanneer ons wag, dan is die persepsie van hierdie wag, en veral as die persepsie van hierdie wag onnodig is, dan blyk dit dat hierdie wag is net so sinneloos. Dit is net eintlik 'n hassle vir ons om te wag. Maar eintlik is daar 'n diepe proses en is ons nie bereid om te sien wat God doen in die proses nie. Die tweede ding is beheer. Wag vertel vir jou en my, ons is nie in beheer nie. Ons hou daarvan om in beheer te wees. En wanneer ons in beheer is, dan beteken dit ons gaan nie hoef te wag nie. Dink gou daaraan. As jy ten volle in beheer was, sou jy 10-1 nooit vir enigiets gewag het nie. Wel, ten minste vir my, die verkeer sou baie vinniger en meer effektief gevloei het. Mense sou gehoorsaam gewees het en dadelik opdragte uitgevoer het en dinge sal vinnig gebeur het en dadelik gebeur het en effektief gebeur het. Ons hou daarvan om in beheer te wees, of ten minste om die illusie te ervaar dat ons in beheer is. En wanneer ons nou moet wag, dan vat dit hierdie beheer weg van ons. Adam en Eva, hulle wou in beheer wees, hulle wou hulle eie God wees, hulle wou hulle eie verlosser wees. Dit was wat ter sprake was toe die duiwel hulle kom versoek het. Maar julle sal soos God wees. By hierdie twyfel in hulle harte kom sit het wat God oor hulle identiteit uitgespreek het. En hierdie versoeking daar gesit het, maar julle sal soos God wees. Dan kan julle julle eie ding doen, julle kan eie besluite maak. Julle hoef nie te wag nie. Julle kan ten volle in beheer wees. Betekenis of die sinneloosheid van dinge, beheer, en dan die derde een, self. Ons is 'n selfgefokusde
mense. Mense wat geabsorbeer is met onsself. En ja, selfs Christene. Want ons is in die proses om verander te word, om meer soos Jesus te lyk. Ja, selfs wanneer ek 'n keuse gemaak het om Jesus te volg, en ek is 'n wedergebore kind van Jesus Christus, gees vervuld, sukkel ek nog steeds met selfsugtigheid, en is daar soveel kere en oomblikke en seisoene in ons lewens, wat ons self gefokus is, wat ons na binne kyk. Ons wil 'n gemaklike lewe hê, vry van enige pyn en vry van enige obstruksies en vry van enige wag in my lewe. Wel, ten minste ek weet nie van jou nie. Hoe baie keer onbewustelik kom hierdie dinge uit. As ons dit ons manier kon hê, dan sou dinge voorspelbaar wees, dit sou effektief wees, dit sou doelmatig wees, dit sou prakties wees. Maar lewe binne in 'n gevalle wêreld is ver weg van voorspelbaarheid en sekerheid. En ons moet baie kere wag. Miskien is die grootste rede hoekom ons nie daarvan hou om te wag nie, miskien is dit as gevolg van ons selfsugtigheid, want wanneer ons wag, dan ontneem dit ons van daai ding waarvoor ons wag. Ek wil daai ding nou hê, daai iets nou hê, maak nie saak wat dit is nie. En dan reageer ons miskien met irritasie en met woede en dalk selfs op die einde van die dag met depressie. En so om te wag is baie meer, of die probleem met wag, die probleem wat ek het met wag, is baie meer 'n hartprobleem. En as ons sit en ons dink na, en ons dink versigtig, en ons hoor wat Heilige Gees vir ons sê, dan sal ons dalk dit hoor, dat wag is 'n hartprobleem. Wel, ten minste was dit vir die volk Israel, as ek deur Eksodus lees, en ek lees dit Deuteronomium, was dit ten minste hulle probleem. Die probleem wat hulle gehad het met wag was 'n hartsprobleem, en op die einde van die dag het hulle afgode gehad, en gaan lees deur Eksodus, en gaan lees deur Deuteronomium, en sien of jy kan sien, dat daar 'n hartprobleem was met die volk Israel, en dat eintlik, wat is die kern van afgodsdiens, wat is die kern daarvan, en ons is so maklik om te dink, ja, hulle het 'n goue kalf gemaak, dat afgodsdiens is 'n goue kalf, of iewers is daar hierdie groepie mense wat in 'n woud bly en hulle buig neer voor 'n afgod, 'n houtstandbeeld. Nee, afgodsdiens is veel meer en veel breër as net dit. Daar is verskriklik baie afgode binne in die 21ste eeu. En as Christene kan ons baie maklik verval ook in afgodsdiens. En wat is in die hart van afgodsdiens? Ons moet dit onsself die vraag afvra. Tegnologie. Daar is 'n afgod. Hoe maklik kan dit ons hart wegvat? Gaan lees deur Eksodus en Deuteronomium. Gaan dink hieroor na. Gaan bid en vra dat die Here jou lei. En so vriende, ek en jy ons is nie die enigste mense wat hoef te wag nie. Inteendeel, om te wag. Wag is 'n groot tema reg deur die Bybel. Abraham en Sara moes 75 jaar wag vir die beloofde seun vir hulle. Israel moes 40 jaar wag in die woestyn. Die Ou Testamentiese profete moes wag vir die koms van die Messias. En 'n klomp mense, 'n klomp Christene, reg oor die wêreld, miljoene en miljoene en miljoene Christene, reg oor die wêreld vandag, wag vir die wederkoms van Jesus Christus. Reg deur die Bybel, as God se kinders, wag ons, en moet ons wag, en moet ons leer om te wag. Jy kan nie die Bybel bestudeer, en tot die gevolgtrekking kom, dat wag 'n fout is nie. Maar vir een of ander rede, kom God en in sy wysheid, God in sy soewereine wysheid, het dit so bestem, dat wag deel is van die plan. En ons skop daarteen, en ons hou nie daarvan nie. En miskien is dit belangrik, dat ons net daaroor gaan nadink. Dat God het gekom, en in sy soewereine wysheid, maak hy wag deel van sy soewereine plan. En hoe vinniger ons leer om wag te omarm as te ware, hoe beter gaan dit wees
En hoe gaan ons ook dieper groei in ons geestelike volwassenheid? En so baie mense soek antwoorde in die lewe binnekant in ervarings. Ons jaag ervarings miskien na, of mense soek antwoorde binne in hulle self. Alles lê binne in jou, of in mense soek betekenis in die lewe en antwoorde na in prestasies, of in besittings, of in wetenskap, of in navorsing. En ja, hierdie goed is daar en is goed, maar ons kan nie die antwoorde tot die lewe en tot betekenis en sin van die lewe soek in hierdie dinge nie. Nee, vir die Christus volgeling kry ons wysheid vir die lewe in 'n verhouding. 'n Verhouding met die lewende Jesus Christus, ons Here, ons God, ons Verlosser. Betekenis en wysheid en leiding word in 'n verhouding gekry, en hier kom leer God hierdie Israeliete. Het gesê, ek roep julle uit, ek roep julle na my toe. Het gaan oor my teenwoordigheid, het gaan oor my verhouding met julle, om julle te lei. Net soos wat Jesus Christus liefde is, net so is hy wysheid. En Paulus kom en hy vertel vir ons in Kolossense 2 vers 3, in Kolossense 2 vers 3 kom Paulus en hy sê, ek moedig julle aan, en dan sê hy, hoe ek julle ook wil aanmoedig is dat die geheimenis is in Christus. Die geheimenis is in Christus. Dis in hom. In hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis. Wow! Hy sê, die geheimenis is Christus julle, en in Christus, julle God en julle Verlosser, is die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. So, vriende, ons wag is saam met Christus. Ons wag is in Christus. Ons wag is vir Christus. Ons wag is vir sy eer en vir sy glorie. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons net vandag voor U kan kom. En ons net weer ook herinner kan word hoe U 'n God van verhouding is. Hoe U nog steeds ons uitnooi om in U teenwoordigheid te kamp, om in U teenwoordigheid te wees, om te weet dat U Emmanuel God met ons is, dat U elke oomblik van die dag met ons is en saam met ons is, dat U in verhouding staan met ons, en dat ons kan leer en groei om ons vertroue in U te plaas. En ons bid ook, Heilige Gees, dat ons oorgegee sal lewe, dat ons sal surrender, dat ons ook 'n lewe van bekering sal leef, waar daar dinge in ons lewe is, en areas en situasies waar ons nie oorgee nie, dat ons sal oorgee, dat ons sagte klei in U hande sal word, Heilige Gees, dat U ons sal vorm en sal maak om meer soos Jesus te lyk, en besonder in hierdie area van wag, daar waar dit ons soms kan irriteer, en selfs kan lei tot woede en ander dinge wat teen God se wil is, wat nie die vrug van die Gees uitdra nie. Selfs in daardie tye, Heilige Gees, help ons en leer ons en lei ons, dat wag ook 'n geleentheid is, en dat ook in die wag daar 'n proses is, hoe U ons maak en vorm om meer soos Jesus Christus te lei. Ons wil leer wat dit beteken om oorgegee te leef, en ook 'n lewe van daaglikse bekering te leef. Ons wag saam met U Jesus, ons wag vir U Here Jesus, ons wag vir U glorie en vir U eer. Ons bid dit in U wonderlike naam alleen. Amen. En vriende, ja, wag kan moeilik wees, maar wag herinner vir my en jou dat ons nie in beheer is nie. En so volgende week wil ek voortgaan om te praat oor wag. En ek wil vir ons ten minste 3 maniere gee. Ek wil ons aandag bring op 3 maniere en eerder voordat ons mismoedig raak, wil ek eerder vir ons uitnooi en vir ons ten minste 3 maniere gee hoe ek en jy kan deelneem, kan medewerkers wees saam met God, kan deelneem as te ware in wat God besig is om te doen in en deur ons wag. 3 maniere hoe ek en jy kan oorgee tot God en God as te ware toelaat om ons te leer en ons te vorm,
gedurende hierdie tyd van wag. Mag jy 'n baie geseënde week hê.